Goeiemôre vriende, ons groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Nou ons kan nie glo dis alreeds die 22ste Maart, Vrydag die 22ste Maart 2024 nie. Mens wonder baie keer waar die dae heen vlieg en hoe kom dit so vinnig verbygaan. Dan dink ons aan wat die Bybel sê. Die Here is in ons lewens maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Daarom moet ons bid dat die Here vir ons 'n wyse hart sal gee in hierdie baie moeilike tye, maar ook in hierdie dae wat so vinnig by ons verbygaan. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie aktuele boodskappe en daar is 'n gedagte wat vir my so bybly, dis die woorde van hierdie groot cricketspeler, cricketheld daar in Engeland wat later 'n sendeling geword het, City Stad, wat gesê het: een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. En ook wat die aktuele boodskap aanbetref, die doel is om u Bybels in te lig, sodat u kan sien wat God se woord sê, sodat u reg kan lewe te midde en ten spyte van 'n krom en verdraaide geslag. En vanmôre kom ons by een van hierdie kwessies uit wat baie kontroversie veroorsaak, en dit is: kan 'n kind van die Here 'n homoseksuele of 'n LGBTQ huwelik bywoon? Ek het vir u gesê die LGBTQ staan vir lesbies, gay, biseksueel, transgender en queer. Queer is iemand wat amper identiteitloos is, hulle identifiseer eintlik as niks. Kan ek so huwelik bywoon? En ek wil begin deur vir u te sê, vriende, dat die Bybel vir ons baie duidelike riglyne en standaarde gee as kinders van God. Onthou, as ons gered word, behoort ons nie meer aan onsself nie. Die Bybel sê ons behoort nou aan die Here en ons moet hom verheerlik in wat ons doen, in wat ons sê en hoe ons optree. En jy onthou, so 'n paar weke gelede het die groot prediker Dr. Alistair Beck 'n oproep gehad op een van sy radioprogramme of een van die radioprogramme wat hy dan by opgetree het, wat die ouma vir hom gevra het: kan ek my dogter se lesbiese huwelik of verbintenis dan bywoon? En hy het dan nou mooi begelei en vir haar gesê: luister, jy kan nou nie net bywoon nie, vat 'n geskenkie ook saam, sodat jy die liefde van Jesus aan haar kommunikeer. Sy weet mos jy stem nie saam met hierdie verhouding nie, maar gaan gee vir haar al die liefde van die Here, vat 'n geskenkie saam. En dit het geweldige kontroversie uitgelok in die Christelike kerk, en ek dink dit is tereg so. Vriende, want die kerk van die Here het opgestaan en gesê: hoe kan 'n prediker wat as konservatief beskou word, sulke onbybelse raad aan 'n ouma gee oor hierdie verbintenis tussen dieselfde geslag persone? Manne soos Dr. John MacArthur, Dr. John Piper, Justin Peters en vele ander het opgestaan en die saak Bybels bekyk en dan goeie Bybelse antwoorde gegee vir kinders van die Here wat vra oor die saak het. In my eie bediening, vriende, het ek hoeveel mense al gehad het aan my toe gekom het vir my gesê: luister, my broer se kind is 'n homoseksueel of 'n lesbiese persoon en hulle wil in die eg verbind word en hulle het my genooi na die troue. Moet ek gaan, ja of nee? En dan het hulle die antwoord gegee wat hulle gegee het, wil altyd weet of dit reg of verkeerd is, en ek sê altyd, ek het nie 'n opinie in hierdie saak nie, ek handhaaf 'n Bybelse opinie, want ek bely dit behoort aan die Here en God het die laaste sê, want hy het ons geskape. So die vraag vanoggend is dan: mag ek so 'n verbintenis, ek wil dit nie eens 'n huwelik noem nie, kan ek so 'n verbintenis bywoon waar twee persone van dieselfde geslag dan in die eg verbind word? Kan ek dit bywoon as kind van die Here met 'n goeie gewete, en kan ek opreg voor die Here wandel terwyl ek dit dan doen? Die antwoord is baie duidelik: nee, ek kan so huwelik nie bywoon nie, en dan vir die volgende redes. In die eerste plek, vriende, 'n gay troue is 'n viering van twee mense wat 'n leefstyl leef wat God as immoreel en onnatuurlik verklaar. U kan self studie gaan doen by die huis en u kan bietjie deur Romeine die eerste hoofstuk daar vanaf die 18de vers gaan lees, en u sal sien hoe die Here dan sê dat vroue die natuurlike verkeer met mans dan laat vaar het en teenoor mekaar ontbrand het, vrou teen vrou en man teen man, en hulle die regverdige vergelding van God ontvang. Die Here sê dis immoreel en dis onnatuurlik. Daarom kan ek nie my teenwoordigheid laat geld daar en dan ook my sanksie gee deur 'n geskenkie te gee en dan te dink dat almal gaan dink dat ek stem saam met hierdie verbintenis nie. Vriende, al staan jy op en jy sê ek weet dis verkeerd, net jou teenwoordigheid daar sal die teenoorgestelde bewys. 'n tweede gedagte waarom is hierdie huwelike nie bywoon of hierdie verbintenis in die bywoon nie. Die huwelik wat bestaan uit die verbintenis tussen een biologiese man met een biologiese vrou moet deur almal geëer word, maar 'n gay troue oneer die huwelik deur die betekenis daarvan te verdraai. Jy moet onthou, in Genesis 1 en 2 het die Here een biologiese man Adam en een biologiese vrou Eva by mekaar gevoeg
En die Here het gesê dat hierdie biologiese man en vrou dan ook een sal wees. God het een man vir een vrou geskape en dis hoe God dit bedoel het. Hebreërs 13 vers 4 sê baie duidelik dat ons die bed nie moet besmet nie, want God sal hoereerders oordeel. Mense wat teen God se natuurlike gaan, dan ook gaan. Die derde gedagte, 'n gay unie, vriende, is nie 'n huwelik in God se oë nie. God het die huwelik bepaal om vir 'n leeftyd tussen een biologiese man en een biologiese vrou te wees. En hoor nou, vanuit so verbintenis moet die menslike geras gebou word om daardie heilige en geseënde verbintenis te neem en dit te koppel aan iets wat God as onheilig verklaar, is gewetenloos. Die oomblik as ek so huwelik goedkeur, of vriende so huwelik bywoon en my goedkeuring daaraan skenk deur my teenwoordigheid, is ek besig om gewetenloos op te tree. Want God sê, dit is sonde. 2 mans kan nie die geslag bou nie, en 2 vrouens kan die geslag nie bou nie. Daarom 1 man vir 1 vrou, en so verbintenis is voor God nie reg nie. Vriende, hoe kan ons God se seën vra op 'n verbintenis wat hy as onnatuurlik verklaar het? Daarom is dit belangrik om te sien dat ons so geleentheid nie kan bywoon nie. Die vraag is, wat moet ons gesindheid wees as ons genooi word? Moet ons sekere woorde uitspreek, sekere gesindhede handhaaf, moet ons sekere dinge, ek wil amper sê kwytraak, vriende, wat later meer skade sal doen? Ek dink nie so nie. Wat moet jou gesindheid wees as jy genooi word na so 'n verbintenis? Eerste plek, onthou ons is almal sondaars gebore. 'n Homoseksueel is nie 'n groter sondaar as 'n dief of 'n persoon wat pornografie kyk of egbreek pleeg nie. Ons almal word sondaars gebore. In die tweede plek, ons is gered uit genade en moet ook in ons antwoord God se genade deurgee dat hy sondaars wil red. Eenvoudig, ek gaan nie na so verbintenis nie, want God het my uit genade gered. Ek behoort aan die Here en die woord van die Here praat teen so verbintenis. Derde gedagte, ons moet die Bybelse standaard meedeel wat ons handhaaf sonder om verskoning te maak vir ons siening. Baie kinders van die Here maak so verskoning vir die Here en sy standaarde en die feit dat hy sekere dinge reg noem en sekere dinge verkeerd noem, dat ons eintlik maar net sowel niks kon sê nie. Vriende, as die Here sê dis verkeerd, dan sê ek dis verkeerd. Waarom? Want God is die hoogste gesag en hy sê dis verkeerd en daarom moet ek ook duidelik wees in my uitspraak oor hierdie bepaalde saak. Nog belangrik, ons moet bereid wees om teekanting en selfs verwerping te verwag en te aanvaar. Wat vir my dronkslaan, vriende, is hoeveel paas en maas wat 15 en 20 en 30 jaar terug teen homoseksualisme opgestaan het, dit vandag omhels. Wat dit vandag omhels en dit goedkeur en selfs hulle kind dan ook motiveer om dan aan te gaan in hierdie verhouding en die liefde van die Here te beleef in so 'n verhouding. Watter hartseer dat ouers nie meer standpunt kan inneem nie. Jy gaan miskien jou kind verloor, ja, maar die Bybel sê die Here het gekom om 4 op die aarde te bring. 5 sal in 'n huis wees, 3 sal teen 2 wees en 2 teen 3 ter wille van die waarheid. As ons vir die waarheid opstaan, moet ons verwag, daar sal teekanting wees. Vriende, as jy gaan om vrede te bewaar, sal die Here ook van jou rekenskap eis, want God se woord sê vir ons baie duidelik in Romeine 1 vers 26. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En nou vers 32, mense wat al ken hulle die verordeninge van die Here goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Vriende, enige goedkeuring aan sonde is voor God 'n gruwel. En as ons die goedkeuring daaraan gee, dan is dit asof ons dit self doen, asof ons dit self goedkeur. Daarom wil ek jou vra, dat jy hierdie waarheid sal raak sien. Ek is nie beter as ander persone nie. Uit genade gered deur geloof. Ons was ook eens in die duisternis. Nou is ons aan God se wonderbaarlike lig. Daarom moet ons ons lig so laat skyn voor die mense, dat hulle ons goeie werke kan sien en ons Vader in die hemel verheerlik. Ja, mense gaan vir jou sê, luister man, haal die balk uit jou oog voor jy die splinter in 'n ander een se oog soek en moenie oordeel nie, want die een wat die eerste klip gooi, is eintlik die een wat nie sonder sonde is nie. En ek stem met u saam. Ons gooi nie klippe nie. Ons stel net Bybelse standaarde.
Daarom soek ons nie die splinter in 'n ander een se oog nie. Ons oordeel nie mense nie. Ons sê eenvoudig, so sê die Here, God is die een wat op die einde van hierdie dag sal oordeel, en ons as kinders van die Here kies kant by God en sy woord, en as dit kos dat mense ons moet verwerp, dan aanvaar ons dit in liefde, maar ons sal bly bid, dat die Here siele sal red, en ons sal bly opstaan vir die waarheid, sodat sondaars soos brandhout uit die vuur geruk sal word. Onthou, die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Johannes 8:44 sê, hy is 'n leienaar van die begin. Hy is die vader van leuns. Hy is 'n mensemoordenaar. En hy poog ook om mense te vermoor. Deur vir hulle te sê, selfde geslag huwelik is reg, om jou liefde teenoor 'n ander man as man uit te leef, of as vrou teenoor 'n ander vrou uit te leef is reg. God sê, dit is verkeerd. En hy sal rekenskap eis. Daarom bid ek jou, as jy vanmôre in hierdie sonde vasgevang is, jy sou bekeer tot die Here. En as jy is ouer, met 'n kind sit, staan op vir die waarheid. En as jy genooi word na so 'n huwelik, neem standpunt in, en mag God verheerlik word deur die redding van siele. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.